Ja, my planter het oud begin raak en dit was tyd om te vervang. Ons het besluit om die pad te vat om die bestaande planter op te gradeer. Cerealis bied vir mense presisie aanslag. Ek het my baie opgelees daaroor en ek het daarvan gehou en ek het van die Conceal gehou, die konsep om die kunsmis weerskante van die pit te sit en dan nou die Delta Force wat ons daarmee saam gekry het, want dit gaan daaroor om die pitte so eenvormig as moontlik in die grond te kry, gespasieer en met die drukking op die planter, want dit gaan oor die eenvormige opkoms. Ek dink dit is 'n 30% penalty vir elke mielie wat 'n dag later opkom. Die insette is duur, weet so, en jy het net een kans om te plant en dit is jou belangrikste aksie. As dit verby is, dan kan jy niks regmaak wat daar verby is nie. So ek probeer maar om dit so goed as moontlik te doen. En dan het ons nou hierdie jaar eers die Faro Force getoets en so wat is jou beweegrede om die Faro Force te oorweeg? Dit voltooi eintlik nou maar die pakkie wat jy aan die voorkant het, want die Faro Force is mos 'n closing system, so ons gaan nou na 'n two-stage closing system toe. Die ou manier van toemaak is die drukwieletjies. Daar's maar baie gebreke in daai stelsel. Jy het geen beheer oor die drukking wat jy het. Hy's altyd bietjie skeef agter die planter. Jou rytjies kom net eenvoudig nooit egalig op nie. So nou het jy al die tegnologie in die voorkant om dit goed reg te sit. As jy dit doen, doen jy dit reg, anders kan jy dit eintlik maar los. Net om die voor te kan toemaak en die seker te maak dat die natgrond onder by die pit bly en droëgrond bo en om dan die lugleegtes uit te kry. Omstandighede varieer geweldig. Weet, ons het 'n 2 weke plantvenster wat ons het om te plant en die meeste van die tyd is ons gronde eintlik te nat en dan sit jy met daai sidewall compaction op jou troewie wat jy het. So daai koutertjies wat hom toemaak voordat jy hom vasdruk is vir my 'n baie oulike konsep wat hulle het. Dit wat ons hier gesien het, die mielies wat hier opkom, ek en jy het nou net daar getel, weet ons het dink op 'n ry van 13 meter sal ons 1 of 2 kry wat laat opgekom het. Die opkomste is baie galig geweest. Jy is tevrede met die effek wat jy sien wat die Faro Force doen op hierdie stadium? Die eerste blok mielies vanjaar het ons geplant met die gewone toetrapwiele en dit was nie egalig genoeg. Op die stand was presies geplant, maar agter het ons nog steeds gebreke gehad. En nou so toe nou hierdie land kom plant en daar baie groot verskil gekry en ja, so ek sien 'n groot verskil met die Faro Force. Oor die naverkoopdienste goed, hoe is jou ervaring daarmee? Dit is mos nou maar 'n produk so goed soos wat sy diens is. En Johan help my altyd en hy tel altyd sy telefoon op en ons het gisterand nog tot 9:00 toe het ons 'n klein probleempie gehad met 'n fuse wat gebrand het en hy het dit vir my uitgesort. So Johan ken sy produk, so dit help baie en ja, so ek is baie tevrede met die diens. Middag, ek is Johan Raigal, ek is die area bestuurder van die Noord-Kaap, 'n gedeelte van die Vrystaat. Ek gaan vandag vir julle net gou praat oor die 2020 skerm. Op die skerm kan jy singulasie sien, populasie, ons Delta Force, hoe werk hy, ons kunsmis, insecticide, en daai stel jy nou jou seeding en jou downforce, hoeveel jy dit wil hê. As ons hier oor gaan na die large map toe, dis hoe ons Delta Force werk. So jy sal sien, elke kolletjie wat blou is, beteken hy het grondkontak verloor. Dit is waar ons iewers gery het, maar as ons die prentjie nou oper maak, sal jy sien oral waar hy grondkontak verloor het, is presies waar die pivot spore is. 200 keer per sekonde lees ons die grondkontak en ons verander hom 5 keer per sekonde in eweredige opkomste te kry. As ons hier uitgaan, daar sal jy nou meer sien, dit is ons singulasie, so elke blou kolletjie is 'n dubbel en elke rooi kolletjie is 'n skiep. Op hierdie stadium hardloop ons skieps 0.037 daar rond in ons dubbel. So hier kan ons as ons wil die wind so bietjie minder maak sodat ons dubbels afkom. Maar ek meen ons het nog steeds 'n goeie singulasie van 99,5%. Alright, so die skerm werk eintlik baie lekker. As jy gaan setup, dan wys hy vir jou presies wat op elke ry aangaan. Dis baie maklik om foute op te spoor as jy ingaan, want as enige iets hierso rooi is, dan is dit wat foutief is. Hier kan jy nou sien basies hoe die hele planter lyk, alles wat op die planter is. En basies het hy Faro Force op, sy saadbuis, V-drive vir die saad, V-drive vir die kunsmis. So ja, dit is die 2020 skerm, so baie eenvoudig, werk baie gerieflik, soos wat ek gesê het voorheen ook. Hy sê vir jou enigiets wat fout is, jy kan hom maar vertrou. As hy vir jou sê daar's fout, dan kan jy maar kyk, daar is fout. In kort, ons fokus nou al baie lank daarop om te sê, jou beste planter is in jou stoor. Jy het dalk net nodig om 'n bietjie aanpassings te maak op die planter. Ons het die oplossings by Cerealis en Precision Planting om van daai planter die beste planter te maak wat op die mark is. Ek dink ons doen dit 100% reg nou. Dit gaan ons maar oor die stelsel van jy moet al die boksies tik en ek dink ons tik al die boksies. Ons maak skoon voor. Daai stelsel werk goed. Die saad word reg neergesit. Die monitering daarvan is vir my goed en akkuraat. Die Delta Force wat ons die drukking op sit, die toemaak agter die insecticide
Ons sit pop-up op die ding. Ons sit hom die conceal wat ons die kunsmis weerskante sit. So dis 'n hele pakkie wat julle vir ons bied. So ja, ek is tevrede.